Dankie Here vir u liefde, u groote naam, u koningheerskap hier op aarde. Dankie Here dat u hier is, dat ons nou met u woord besig raak, dat u woord lewe en lewe bring. Here, ons eer u vanmôre in Jesus se naam. Kom en bederf ons met u teenwoordigheid. Kom ons spreek in ons harte in, Here, dat dit nie net 'n klomp inligting sal wees nie, maar dat dit sal lei tot transformasie, Here, dat ons lewens sal verander, dit wat ons praat, dit wat ons dink, dit wat ons doen, meer en meer na die beeld van u seun Jesus. Ons eer u daarvoor, ons dank u daarvoor in Jesus se naam. En ons almal sê saam amen en amen. Jy kan gerus jou sitplekke neem. Baie dankie. Goeiemôre die wêreld daar buite. Vertrou dit gaan goed met julle. Hier in Jeffreys Bay, pure somer in die middel van die winter. Ek dink vandag het hulle gesê 28, nee. Jy man, lekker. Ja, die van julle wat op die strand rondhang, geniet dit. Geniet dit, maar shame on you. Plek sit jy net eers kerk toe gegaan. Ons moenie die onderlinge byeenkoms verontwaardig of vir wat moet verwaarloos. Dit is die groot woord wat ek soek. Ons moenie die byeenkomste verwaarloos nie. Dis wat ek soek. Dankie. Geseënde Vadersdag vir jou. Daar waar jy is, as jy 'n vader is, as jy 'n fisiese vader is, 'n geestelike vader, 'n emosionele vader, 'n sosiale vader, daar waar jy in 'n leidende rol is, mag ek en jy vandag leef as 'n lewende Bybel vir mense rondom ons, want dit is 10 to 1 die naaste wat baie mense in ons lewens aan die Bybel kom. Vrede, geniet dit, mooi dag. Ons praat oor die tema, ons praat Christianese. Julle het dit nou al gehoor, ons praat daarvan of ons gebruik die woord. In 'n industrie is daar 'n spreektaal, 'n industry jargon. Ingenieurs praat 'n taal, dokters praat 'n taal, en dan ons as kinders van die Here het die geneigtheid om baie Christianese te praat, tot so mate so dat mense nie altyd verstaan wat ons sê nie. Maar ek praat vanmôre met myself en ek wil vir jou vra asseblief, ek is nie 'n teoloog, ek is 'n kind van die Here en ek probeer baie hard om by die waarheid uit te kom en dit ook te leef. So, hierdie is nie kritiek nie, hierdie is nie kritiek teen jou nie, hierdie is nie kritiek teen die kerk nie, hierdie is selfs nie kritiek teen die woord van die Here of 'n spesifieke vertaling nie, maar dit gaan daaroor dat ek en jy baie keer in 'n geselskap, in 'n gesprek betrokke raak waar ek, Koos, skuldig is daaraan, waar ek, wanneer ek getuig, is die vraag baie keer, maar getuig jy of brag jy? Probeer jy God laat goed lyk? God lyk beter sonder my, glo my. Ek is die swak skakel. Maar ons doen baie keer, jy al agtergekom as jy iemand ontmoet, so pas, hallo, aangename kennis. Vanuit sy verwysingsraamwerk, as dit vir hom belangrik is, dan gaan hy begin en vir jou vra, waar bly jy? Nee, ek bly daar. Die boom met die suurlemoene, is my huis. Ja, maar ek, nee, ek bly daar op die golfbaan. Ken jy my? Hy gaan vir jou vra, waar het jy geswat? In Bloemfontein. O, maar ek, nee, ek het nie in Bloemfontein geswat. Mense lok 'n reaksie uit op grond van dit wat hy graag vir jou wil vertel. Maak dit sin? As jy vir iemand vra, van wat se kos hou jy? Dan wil jy eintlik vir my vertel van wat se kos hou jy. Jy probeer net die gesprek aan die gang hou. En dan nou in die kerk, in die Christen-industrie, kom mense en kom sit by jou en sê vir jou, maar wat dink jy? Want hy wil eintlik vir jou vertel wat hy dink, of wat sy dink, of wat hy of sy beleef, of hoe dit ook al is, en dis great, dis reg. Maar dan kom ek en jy, en nou praat ons Christianese, want ons is nou uitgedaag
tot 'n volgende vlak. Ons moet daarom nou wys, ons verstaan die ding. Ek het op 'n stadium bitter baie begrafnisse gedoen, daar rondom COVID, daai tyd, dit was verskriklik. Tussen ek en 'n kollega doen ons elkeen in dieselfde gemeente 10 na 12 begrafnisse per week. Hy doen 5, ek doen 7, hy doen 6, ek doen 6 so. 10 uur in die oggend, 12 uur vanmiddag, 2 uur vanmiddag. Vir weke. En dan het 'n ou mens nou maar half 'n kapstokpreek. Ek het so 5 of 6 begrafnispreke en so 5 of 6 troue preke. En dit gebeur. Dit gebeur dat jy kom in en dan kyk in 'n plek, kom ons sê in 'n plek soos Jeffreys Bay, almal is familie. Hier moet jy niks sê van iemand nie. Almal ken mekaar, is iemand se familie, se neefie, se niggie, se iemand se wat. Ken jy daai ou by daai winkel? Pas op wat jy sê, want dis my oom se ma se vrou. Nee, wat ook al, jy hoor wat ek sê. Maar nou kom ek by hierdie begrafnis, dan preek 'n ou dieselfde ding vir die tweede of die derde keer hierdie week. En dan begin jy jou sinne inkort. Want jy kom op 'n punt waar jy sê, maar het ek nou al hierdie vir jou gesê? Of het ek dit gister 2 uur gesê? Of in watter diens het ek dit nou weer gesê? Maar toe gebruik ek die skrif waar Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Dit was vir my daai stadium 'n punchline. En ek preek en ek sê, en Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en daar gaan ons. En een van die paartjies, 'n man en 'n vrou, hulle ken alles en almal en nou woon hulle hierdie dienste by, né? Nou woon hulle 10 uur en 2 uur en môre 3 uur en so. En hier by die 54 keer toe kom die vrou na my toe en sê vir my, hoorie, jy sê Jesus sê ek is die weg en die waarheid. Hoekom maak jy nie daai sinnetjie klaar nie? Sê ek weet nie wat is die res van die sin. Ek het eintlik al 'n bietjie vergeet. Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Nie net ek is die weg en die waarheid nie. En ek sê okay, dankie. Dankie dat jy my herinner aan die verantwoordelikheid om die skrif reg aan te haal. Want jy sien, ek het begin Christenies praat. Want dis nog 'n begrafnis en nog 'n, hoeveel keer moet ek dit nou nog vir jou sê? Jy weet mos nou. Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hoekom moet ek dit elke keer sê? As ek net sê Jesus sê ek is die weg en die waarheid, sit mos nou genoeg. Nee, dis nie genoeg nie. Want daar sit mense daar wat nie gister daar was nie. Daar sit mense daar wat vir die eerste keer in sy lewe vir 10 jaar in 'n kerk inkom en ek quote net die helfte van die vers. So daar het vir my 'n wake-up call deurgekom. So, ek het hierdie ding vir myself probeer vasmaak en ek deel graag met julle 'n paar foute wat ek gemaak het oor 'n baie lang tydperk. En ook om vir jou te illustreer die genade van die Here om vir jou te sê, hoorie, wake up en smell the roses, praat reg. Moenie Christenies praat nie. Die tema vir vandag, dit was God se wil. Jy al gehoor mense sê dit? Jy al gehoor jy sê dit? Nee, maar dit was God se wil gewees. Kom ons kyk gou-gou na die vers wat gebruik word om hierdie uitspraak te bevestig, om te sê niks gebeur sonder dat dit die wil van God is nie. Niks gebeur sonder dat dit die wil van God is nie. Ons sê dit vir mekaar, aan mekaar. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Matteus 10 vers 29, ek lees uit die 83 vertaling. Is 2 mossies nie vir 1 sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op jou kop almal getel. Het jy hom? 83 vertaling. Kom ons lees wat sê die 53 vertaling. Word 2 mossies nie vir 1 stywer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. Dink so 'n bietjie anders.
Matteus 10:29, die Nuwe Lewende Vertaling. Julle weet dat 2 mossies vir 'n skamele sent verkoop word. Tog beland nie een van hulle hulpeloos op die grond sonder dat julle Vader daarby betrokke is nie. Wat julle betref is elke haar op julle kop getel. Selfe vers in die Afrikaans 20 vertaling. Word 2 mossies nie vir 'n Asarius verkoop nie, 'n Asarius is sent, en nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie, en julle selfs die haar op julle kop is almal getel. As jy wil Engels toe gaan, Matthew 10, die American Standard Version. Are not 2 sparrows sold for a penny, and not one of them shall fall on the ground without your Father? Matteus 10:29, King James. Are not 2 sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father? Wat is die verskil tussen al hierdie verskillende vertalings? Daar's een vertaling wat sê sonder die wil van God. Die res van die vertalings sê almal sonder God. Dit praat nie van die wil van God nie, dit praat van die teenwoordigheid van God. Nou soos ek gesê het, ek is nie kundig genoeg om kommentaar te lees op verskillende vertalings of verskillende kontekste, of ek probeer. Ek sê nie vandag jy moet jou 1983 Bybel nou gaan weggooi by werk nie, glad nie. Ek sê, maak net seker jy weet wat jy sê wanneer jy iets sê. Want as ek met jou praat, weet ek nie op watter universiteit was nie, ek weet nie wat werk jy nie, ek weet nie wat 'n vertaling van die Bybel lees jy indien jy die Bybel lees nie, ek weet nie hoe nie. So daar kom verwarring rondom dit was die wil van God. So die vraag is, wat ek en jy vandag vir mekaar moet vra, wanneer iets gebeur en wanneer ek en jy probeer antwoord vanuit 'n Bybelse perspektief en ons antwoord is die vraag, was dit God se wil? Want baie keer is jou antwoord trooswoorde op dit wat gebeur het. Trooswoorde, want ek en jy weet nie wat om te sê nie. Jy sien, die ding is, ek en jy moet op 'n punt kom waar ons weet en besef en dit begin beoefen, dat dit oukei is om nie 'n antwoord te hê nie. Ons weet nie alles nie. Ek weet nie alles, kyk, ek weet baie. Ek weet baie van baie, maar ek weet nie alles nie. Google weet baie van baie, maar Google weet net baie van baie, want daar's baie mense wat baie inligting daarin dra. Elke ou wat 'n rekenaar het en in sy garage sit en musiek maak, het 'n bydrae op Google. Elke ou wat uit 'n situasie of uit 'n omstandigheid uitkom, gaan daarin en dan quote ek en jy daai aanhaling en ons stuur vir mekaar WhatsApp boodskapies en oulik en wat en ons sê vir mekaar, maar dit was God se wil, want ons weet nie eintlik wat om te sê nie. Ons gaan nou daarby kom van die Bybelse grondslag vir dit, maar ek wil vir jou sê dat God se wil is wel baie belangrik. Ons het dit nou die dag met mekaar bepraat, God se perfekte wil, God se toelaatbare wil. Rondom die leiding van die Gees van die Here, daar's vlaggies op die strand. As jy tussen die vlaggies swem, dit is God se veilige plek vir jou. Daar's 'n lifesaver. Daai lifesaver het kennis van die see van die lewe. Hy kan jou kom help. Hy weet daar's nie strome nie. Hy ken hierdie omstandighede. Maar nou gaan ek en jy en ons sê nee, o Jesus, daar's te veel mense tussen hierdie vlaggies. Ek gaan daar swem. Dan gaan swem jy daar, dan vat 'n stroom jou en hy byt jou tone af en en dan kom ons sê ons maar, waar was hierdie God van liefde waarvan jy praat? Dan sê mense, ag, maar dit was maar dalk maar God se wil. Sodat jy dien ons 'n God wat goed laat gebeur, goed of sleg, om jou aandag te kry? Nee. Nee, hy sê deur sy Gees, hy klop aan die deur van jou hart. Dis 'n ander ding. So ek en jy moet oppas dat ons nie trooswoorde gebruik. God se wil
is wel belangrik. Jesus leer ons, as die disippels vir hom vra, hoe moet ons bid? Matteus 6, dan leer Jesus vir hulle die Onse Vader soos ons hom ken vandag. Nee, Jesus bid en hy sê, laat u wil geskied. God het 'n wil. God het 'n baie, baie duidelike wil. Ek en jy moet God se wil verstaan, ken, toepas in ons lewens, maar ons moet oppas, dat ons nie God se wil voorgooi as 'n antwoord op 'n vraag wat ons nie regtig verstaan. Jesus bid in Getsemane, Jesus self, Matteus 26, wanneer hy daar gaan bid, en hy weet die kruis is op pad, hierdie lyding wat voorkom is op pad, hy weet hoe dit werk, hy weet wat gaan hier gebeur, hy val op sy knie en hy sê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar dan Matteus 26:39, nie soos ek wil nie, maar soos u wil. So God se wil is belangrik, verseker, vir ek en jy. Hoe ken ons God se wil? Sy woord openbaar vir ons sy wil. Ek wil hê dat jy moet die wêreld vol, van die 10 gebooie af, reg deur die Ou Testament, reg deur die Nuwe Testament, al die profete, al die apostels, Paulus, Petrus, Johannes, al die ouens wat skryf, sê, en hierdie is die wil van God vir jou en vir my. Soos jy die wil van God wil ken, moet jy sy woord lees. Dis so. En dan terselfdertyd lees ek en jy die woord, ons het dit nou die dag vir mekaar ook gesê, en onder die leiding van die Heilige Gees word die ware woord aan jou geopenbaar. Nie die Christenies weergawe nie, God se weergawe vir jou en vir my. Want jy sien die eindelike trooswoorde wat ek en jy moet gebruik, eerder as om sê, maar dit was God se wil, is, maar God was daar. God was teenwoordig. God is teenwoordig. In hierdie tyd nou, waar dit dalk met jou sleg gaan, ek weet nie waar jy is in jou lewe nie, dalk vroeg jy met 'n ding, dalk sukkel jy, dalk het iemand jou teleurgestel, dalk is iemand siek, dalk is jy self siek, ek weet nie wat is. Moenie dat mense vir jou sê, maar dis God se wil nie. Die antwoord is, God is teenwoordig, God weet van jou. Jy sien, ons maak God se wil en God se teenwoordigheid goedkoop, deur te sê, ek wat bles is, God ken my baie goed, want sonder sy wil sal haar nie uit my kop uitval nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, al val jou hare uit, ek is by jou. Dis wat God sê. Hy sê nie, dis jou wil of sy wil dat jy hare het en ek nie hare het nie. Nee. Dalk het jy toe jy jonk was jou hare geperoxide, nee. Ons het dit gedoen, as jy grens toe gaan in die polisie, en jy kry 'n nuwe outfit, dan klim jy hier in Pretoria op daai voertuie, dan smeer jy vir jou breekvloer om te tan. Jy vervel 3 keer op pad Ossikati toe, maar jy's bruin as jy daar kom. Jy wil net nie 'n blou gat wees nie. Jy wil net nie ruik na store nie. Onthou jy dit? As jy in die army is, dan sê daai instrukteur, jy ruik nog na store man, jy weet niks. Dan smeer ons daai camo klere met sunlight seep. Jy klim onder die stort in met jou suit en dan stort jy, dan gooi jy vir hom sunlight. Onthou jy dit, Pieter, was jy daar? Ja. Dan gaan lê jy agter op 'n Bedford of op 'n watter trok jy ook al lê jy daar in die son. Jy smeer jou hare met daai sunlight seep. Teen tyd jy daar kom is daai goed verbleik. Jy's 'n ou man, pappa, jy het houding. Jy wil so, as jy nou vandag hier sit en jy het nie hare nie, nê. Dit was nie God se wil nie, moet dit nie vir mekaar sê nie. God was wel teenwoordig, maar dit was nie sy wil dat jy jou lyf moet breekvloed smeer nie. Nee, jy hoor hoe praat ons maklik, en ons blameer God vir goed wat ons besluit het. Dis my volgende punt. Ons blameer vir God buite konteks, vir ons besluite en die sondige wêreld deur vir mekaar te sê, maar dit was sy wil gewees. Dit was nie sy wil nie. God was teenwoordig, ongetwyfeld, onbevraagteken, God was daar, maar was dit sy wil? Nee. So ek en jy moet ophou om te sê, dit was God se wil. Ons moet weet wat is God se wil voordat ons dit sê.
Want as ek en jy die hele tyd dis God se wil, dan blameer ons hom. Buite die konteks. Kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde. En asseblief, hoor my hart. Hierdie goed is deur die Here op my hart gelê. Ek lees wyd, ek luister na almal en alles. As jy 1 ding kopie is dit plagiaat, as jy 5 kopie is dit navorsing, en as jy 10 kopie dan bou jy 'n preek. OK. So dis asseblief. En dis weke vooruit. Jy kan gaan kyk, die kalender vir hierdie reeks is 6 weke vooruit. Ek sê nie nou dit wat jy gisteroggend vir my in vertroue vertel het nie. Ek sê hierdie goed omdat dit is wat oor baie jare God in my hart gedeponeer het om te sê, Koos, wat praat jy? Dit was sy wil. Egskeiding oor drankverslawing is gelyk aan God se wil. Ja. Die man wat daar op die stoep sit, kry die prentjie met dit wat hy geniet. En sy vrou sê, nee, maar jy wil nie gaan vir hulp nie, jy wil nie gaan vir berading nie, jy wil nie skool toe gaan nie, jy wil nie ophou nie. Dan sit hy terug en dan sê hy vir haar, en hierdie is die waarheid, dit het gebeur. Dan sê hy vir haar, as jy nie hiermee kan saamleef nie, is dit God se wil dat ons skei hier en nou. Jy al seker goed gehoor? Het mense dit al vir jou gesê? Dis nou maar eenmal soos God my gemaak het, dis sy wil, dat ek nou maar lus is vir 'n ou brandewyntjie. En as jy nie daarmee kan saamleef nie, dan gaan jy laat jou voete raas, want dis God se wil. Julle, dis sterk, dis kru, dis onlekker, dit slaan vas in jou hart, maar ons sê hierdie goed vir mekaar. Ons sê hierdie goed vir mekaar. Papadag, Vaderdag. Jou vrou kom by jou en sê vir jou, hoorie ou, die wêreld waarin jy groot geword het 40, 60 jaar terug bestaan nie meer nie. Jy moet sag wees, sagter. Nie compromise op die wil van die Here nie, nie compromise op die woord nie. God het vir jou kinders gegee in 2025 om hulle groot te maak in 2025, nie 1980. Ja, maar jy weet, dis maar soos ek is. My pa het so gemaak. Dit was God se wil, so hier's ek. En wat sê jy nou daarvan? Dan sê vir jou, nee. Daar is nie God se wil nie. God se wil is, hy sê vir jou, vernuwe jou denke. Moenie 'n hart van klip hê nie, jy 'n hart van vlees. Come on. God is lief vir jou oneindig. En hy ontmoet jou net daar waar jy is vandag. Jy, daar aanlyn. Maar God is te lief vir jou om jou daar te los. Hy gaan jou skuif. Hoeveel keer kom mense, 7 year each, ons het al daarvan gehoor, nê? Mense trou na 7 jaar, o genade. Nou krap alles. Sy is nie meer so cute nie. Sy toonhals lyk ook so 'n hak vas aan die lakens en 7 jaar later. Dan kom sit hulle en dan gewoonlik sê die vrou, maar dis nie die man met wie ek getroud het nie. Dan sê ek maar glory, halleluja, prys die Here, hy is nie dieselfde nie, hy moet groei. Anders het jy met 'n klip getrou. Net klippe verweer, hulle verander nie. Jy het met 'n boom getrou. Jesus vergelyk geloof en verhouding met 'n saad wat in die grond val en sterf om lewe te kry en te groei. Ek en jy moet verander. Ek en jy moet verander. In watter rigting? Dis jou keuse. Maar een ding moet jy weet, God is teenwoordig in elke besluit. Plaasmoorde deur goddelose boewe is gelyk aan God se wil. Nee. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy verwoes en hy steel en hy moor. O liewe hemel julle, ons kom by begrafnisbriewe. Dit het die almagtige God van hemel en aarde behaag om my broer en my man te kom haal. Waar kry jy dit? God het geen behaag in die dood van mense nie, niks. God het behaag in die lewe wat jy lei voordat en nadat jy doodgaan. Ja, dis die waarheid.
Moenie goed sê wat jy nie weet nie. Ons het dit gehaat van 'n vrou wat voor my kom sit en sy praat Christianies uit haar gebrokenheid, uit haar stikkendheid. Sy huil, sy weet, sy's uitgehuil, sy't nie meer, sy's moeg. Sê ek vir haar, sis, is jy okay? Dis ja, ek berus daarby, dit was die wil van die Here. Nee, dit was nie. God was teenwoordig. Mense sê, maar waar is hierdie God van liefde waarvan jy praat? As hierdie goed gebeur, hy's net daar. Daai polisman, spietkop, noodhulpbeampte wat op die toneel opdaag en sy hande op jou sit en vir jou sê, is jy okay? Dis Jesus met vel aan, net daar. Ja, maar wat? Jy sien, ons bou vir ons 'n prentjie van as ons 'n kind van die Here is, moet niks verkeerd gaan in die lewe nie. Want dis God se wil. Dis nie God se wil nie. Jy moet dink wat jy sê. 'n Finansiële krisis deur swak besluite. Ek gaan koop vir my 'n kar wat ek nie kan bekostig nie. Op 'n manier het die bank dit deurgedruk. Daar gat ons. Ons praat nou die dag daarvan mense koop en verkoop huise, né? Julle ouens wat finansiële goeders doen, julle verstaan die dinge. Nou kos die huis 3 miljoen rand. Maar ons doen 'n deal, so loop hy, hoor. Ek gee vir jou so 'n bietjie kontant upfront en dan registreer ons net 'n miljoen rand se verband en dan is die belasting en die oordrag gesmos. Nou maklik, man. Dis is ook nie warm geld nie. Die goed kom uit die yskas uit, man. Ek het hulle geberg net vir hierdie transaksie. Die geld kom van lankal af. En dan verkoop jy daai selfe huis oor 2 of 3 jaar, dan kom die taxman en sê, capital gain op hierdie huis. Jy het 'n baken gekoop vir 1 miljoen rand, hy's dan 3 miljoen rand werd. Betaal belasting. Dan kom sit die ou daar en sê ek is bankrot. Maar dit was God se wil, want hy slaap mos nie, hy het my nou uitgevang. Ons dien nie 'n God wat mense uitvang nie. Jy vang jouself uit. Moenie God blameer nie. Moenie dit doen nie. Siekte deur slegte gewoontes. Hou op kook drink? Môre. Net 1 hamburger per week? Ja, môre. Môre. Nou het jy al daai goede, van cholesterol tot asma, tot aan die ander kant uit. Maar jy rook soos 'n trein, papa, jy is warm, jy is aan die brand. Ek het dit by my pa geërf, dit was God se wil, dis maar in my gene. Dis nie waar nie, daar's geen waarheid in daai ding, niks. Dis jou besluit, dis nie God se wil nie. God is teenwoordig. God hou sy hand van beskerming en leiding en teenwoordigheid oor jou. Moenie God blameer vir goed wat jy aanjaag nie. Laaste een, dood deur nalatigheid. Karongelukke, motorfietsongelukke. Kind van 16 jaar oud wat op 'n Sondagmiddag op sy pa se motorfiets klim. Hy het net 'n PT broek aan. Dan hang hy homself daar 'n boom op. Dan kom sit pappa en mamma voor my en sê, waar was hierdie God wat jy van praat? Dan sê die vrou, ag pappa, moenie so wees nie, dit was God se wil. Nee. Wie het vir daai kind daai motorfiets se sleutel gegee? Wie het vir daai kind die remote oopgedruk laat hy kan daar uitry? Wie daar nee. Moenie dit doen nie. Die korrekte antwoord wat ek en jy het, en ek maak klaar. Eerder as om te sê, maar dit was God se wil, kom ons sê vir mekaar 'n Bybelse waarheid, wat sê, God weet. God weet. Nie van, pas op vir jou, God weet, nee. As jy 'n fout gemaak het, dan gaan sit jy en jy sê, Here, ek het 'n fout gemaak, dan sê God, ja, ek weet. Dan sê Here, jy sien my hart is stikkend, ek maak reg, ek gee oor, dis 'n nuwe begin, ek wil oorwinning leef, dankie vir die oorwinning van Jesus. Dan sê God, ek weet, ek het vir jou gewag, ek weet. Jy het gedink, jy was daar op die oop see alleen, net jy alleen, nee, ek weet. Want ek is teenwoordig, God is teenwoordig altyd. Wanneer dit met jou goed gaan, wanneer dit met jou sleg gaan, want God is teenwoordig.
En as ek val, val ek op my knieë, want God is teenwoordig. Ek loop nie deur die lewe blindelings en ek sê, dis God se wil, ek kan daar niks aan doen nie, dis nie die waarheid nie. Psalm 23 skryf Dawid, hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weë, God is by jou. Mag dit vir jou waar wees? Mag hierdie eerste uitspraak rondom Christenies vir jou net so bietjie aan die dink sit. Wat praat jy as iemand vir jou sê, hallo? Praat jy woord, binne konteks, of praat jy net? En hiermee sê ons nie vir mekaar, jy moenie uitsprake maak nie. Ons moet. Maar dis ook oukei. As die disippels vir Jesus vra, as hy verwys na die wederkoms, na die eindtye, na al hierdie goed, en hulle vra vir hom, hoorie, maar wanneer gaan hierdie gebeur? Dan sê Jesus, ek weet nie, net die Vader weet. Dis oukei om nie te weet nie. Dis oukei om nie alles 'n antwoord op te hê nie. Beklei ek my jou vanmôre nie, ek beklei myself. Julle, ek wens, wat wens ek? Dis by my 'n begeerte om God se woord, God se wil te ken en dit waaragtig te leef sonder al hierdie grys areas. En nie een van ons is volmaak nie. Paulus sê ons ken net ten dele. Jy sal eendag sal jy die volle waarheid ken, maar dis my hart vir my Koos om te sê, as jy aanlyn my 'n boodskap stuur, as jy hier in die saal my bel en my 'n vraag vra, laat ek nie Christenies gaan praat nie, laat ek die woord van die Here sal ken en dit sal toepas. En vandag wil ek vir jou vra om net hierdie hele uitspraak rondom die wil van God so klein bietjie vas te hou. Kom ons hou net so klein bietjie vas. Kom ons antwoord. God weet. God is teenwoordig. En ongeag jou omstandighede, God is by jou. God is jou Vader. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U teenwoordig is. Dankie dat U weet. Here, dankie dat U wil deur U woord en deur die Gees vir ons openbaar. Dankie dat ons U wil kan ken, Here, en dit ook kan leef. U sê, deur die Gees sal U ons bemagtig en bekragtig, U sal vir ons leer. U stuur vir ons 'n teacher, U stuur vir ons 'n comforter. Dankie Here dat ons vandag as U kinders, as U familie, as U gesin, as U liggaam in 'n wêreld kan uitgaan om te sê, dis oukei. God weet, God is teenwoordig. Ek eer U en ek dank U daarvoor, Here, in Jesus se naam. Amen. Amen. Onliners, be blessed. Geniet dit. Geniet dit. Mooi gaan. Ons sien julle eersdaags. Asseblief, laat weet vir my, waar is jy? Wat maak jy? Hoe ervaar jy hierdie goed? Waar is jy in jou verhouding met die Here? Waarmee sukkel jy? Waaroor het jy oorwinning? Dankie vir julle gebede, dankie vir julle finansiële ondersteuning, die van julle wat bydra. Baie, baie dankie. Julle maak dit vir ons moontlik om te doen wat ons doen. Ons eer julle, ons dank julle. Geseënde Vadersdag vir die manne. Mooi gaan.